Dag, goeiemôre gemeente, dit is so lekker om julle almal te sien. Jy weet, ek sê net as iemand daar by die huis vanoggend, toe sê ek op die stadion vir die dag, as ek nou nie die pastoor was nie, het ek vanmôre by die huis gebly. Waarom is julle sê ek so bly, is jy by julle? As ek nie kyk, dan weet ek nie. Dan weet ek, dat is die Here wat omgee vir ons. En dan sê Here wat ons dat omgee vir mekaar. En dit is waaroor dit gaan. Dit gaan oor ons verhouding met die Here. En dit gaan daaroor dat dit wat ons nou net hier gesing het, dat ons kan verklaar, Here, U is die middelpunt van ons bestaan. En Jesus, ons kon vra net, Here, ons verklaar het vanmôre, U is ons Here. U is ons Here. Daar is niemand soos U nie. Daar is niemand anders wat ons wil dien nie. Heilige Gees, ons het vanmôre U nodig om ons gedagtes skoon te maak, om ons harte skoon te maak. Here, ons wil luister na U woord, maar ons wil so luister, op so 'n manier, dat ons hier uitstap, dat ons kan gaan doen. Maar dit help nie, ons luister net na U woord en ons doen nie. Here, maak van ons doeners van die woord, tot U eer. Amen. Ja, hierdie week was dit vir my 'n baie emosionele week gewees. Want, jy weet, ek het geweet vandag, is ook die dag dat ek klaar maak met my proeftydperk en so. En daar besluite geneem word, want julle moet besluit, en julle maar hier wil hou, en weet julle maar, ek moet besluit of ek by julle kom hou. So, daar is groot besluite wat ons moet neem, maar ek weet dat die Here is so besig om te werk, en ek moes wag vir die boodskap van vandag. En ek sê nou aan Here, het U my gelos, want gewoonlik maandag is my boodskap vir Sondag klaar, en Woensdag aan te kom hier. En wat ek in my gees gehoor het, wat hy sê, ek kom na jou met my woord. En hy gee vir my 2 gedeeltes uit die woord uit, wat het verklaar, wat kom fisies wys, wat hy vir my gesê het, ek kom na jou toe as die woord, want Jeremia 2 en Johannes 4 is so in mekaar ingevleg. En ons gaan 'n bietjie kyk daarna vanoggend. Want die Here kom vra die vraag vir ons, is julle moeg, omdat julle net die hele tyd gesukkel het? Waarvan is julle moeg? Want glo my, baie keer as ons na mekaar kyk, dan sien nou hier staan 'n baie moeg persoon hier voor my. Nou ja, baie van ons het lekker lank gaan vakansie hou. Ons is lekker om middag op vir die kerk teen die vanoggend. Dis ook julle baie lekker gerus, want daar's werk wat voor lê. En kom ons kyk, wat is dit wat die Here van ons gee uit 1 Jeremia 2 uit? Want hy kom, en hy sê, die woord van die Here het na my gekom. Hy sê nou iets met my gebeur nie, hy sê die woord van die Here het na my gekom, en die Here sê vir hom, Jeremia, gaan Jerusalem, gaan na die bymekaar kom plek van die mense, en dan skree jy dit uit, wat ek vir jou gaan sê. Jeremia stap, hy het so 'n bietjie bokant Jerusalem gebly, so nie helemaal so ver wat hy moes gestap het nie, maar hy moes na Jerusalem toe gaan, met die boodskap. Die Here het vir my nog 'n boodskap gegee, hy het gesê, gaan na Jerusalem toe, en skree dit uit, sodat almal dit kan hoor. So sê die Here. Ek onthou nog die toewyding van jou jeug, toe julle soos 'n jong bruid was, wat my lief gehad het. Julle was te bereid om my deur die dorre woestyn te volg. Gaan nie al die tekste lees nie, jy kan hierdie hoofstuk gaan lees, is fantasties. Ons so 'n paar verse uithaal. Vers 5. Toe vra die Here, wat het ek verkeerd gedoen dat julle voorouers so ver weggedraai het van my af? Hulle het afgode gedien
wat niks werd is nie. In vers 6, hulle het nie eers gedink om my te vra, waar is die Here wat ons veilig uit Egipte gebring het en ons deur die woestyn gelei het nie? En dan kom die Here in vers 13 sê, my volk het twee bose dinge gedoen. Hierdie is iets verskrikliks eintlik in die oog van die Here. In die eerste een, julle het my verlaat, die fontein wat water gee. Ander vertaling sê, lewende water gee. Julle het my verlaat, die een wat julle in die lewe hou. En die tweede ding is, julle het vir julle bakke uitgekap, bakke wat nie water hou nie. Julle het vir julle water in kruike gegooi, wat krake het, wat nie water kan hou nie. En dan gaan ons net kyk na Johannes 4 ook. Dan as ons kyk na hierdie, is dit eintlik so 'n fantastiese boodskap, en die Here het net sowel direk met ons gepraat het. Want ons lewe in 'n tyd, waar die woord van God meer toeganklik is, as ooit tevore in die geskiedenis van die wêreld. God se woord is beskikbaar elke dag. Hy is elke dag daar. Ons is verbind in gemeentes. Ons is saam hier as 'n gemeente. Ons word ingelig oor die woord van God. Ons is besig met goeders in die kerk. Maar weet julle wat? Ons is die geslag wat die moegste geword het. Ons is moeg. Ons is moeg vir die dinge wat rondom ons aan die gang is. Ons verbreek verhoudings. Ons betroebel verhoudings met mekaar. En die vertroue wat daar is in die mense, die vertroue wat daar is in ons breek dit so maklik. En die Bybel sê vir ons baie mooi wat het gebeur. Die volk en ons volk het vergeet wat hulle in God gehad. Hulle het vergeet wat God vir hulle gedoen het. En daar was 'n tyd gewees dat die verhouding tussen hulle en God baie dieper is. En ek weet, soos wat ek en jy vanmôre hier sit, is hier van ons, waar die verhouding van die Here baie dieper was. En waar daar so 'n bietjie 'n afdryf gekom het. Weet julle wat is so fantasties van hierdie gedeelte? Die Here stuur vir Jeremia, hy sê, gaan spreek my volk aan. Ek wil hê jy moet vir hierdie boodskap gee. Jy sê, jy het afgedwaal, jy het al die goeders gedoen. Maar kyk wat maak die Here, en dit is presies wat hy vanmôre hier kom doen ook. Hy kom nie met 'n bulderende stem nie. Hy sê vir Jeremia, gaan praat hard sodat die mense kan hoor. Maar God kom nie met woede nie, nie met 'n aanklag nie. Hy kom met 'n herinnering. Ek onthou hoe julle was. Ek onthou hoe julle my gevolg het. Ek onthou wat ons vir mekaar beteken het. En hierdie taal wat die Here hier spraak, dis verhoudingstaal. So ons 'n verhouding gehad. Hy vergelyk dit met 'n huwelik. Sê toe ons die hele as volk saam met my begin stap het ons al die goeders met mekaar gedeel. En in die huwelik, wanneer daai huwelik plaasvind, dan die man party se wit hou wag. Die wit nie bring nou lank aan. Ons het nou al 44 jaar. En die verhouding is so kosbaar. Die Here kom sê, ek onthou wat ons gehad het. En die Here kom sê vanmôre vir ons, gemeente, ek onthou waar julle begin het. Ek onthou wat daar tussen ons is. En baie van ons kan onthou, hoe het jy begin, toe jy die Here aangeneem het? Jy was ywerig, jy wou rondbaas van blydskap oor hierdie verhouding wat jy opgebou het.
Jou geloof was lewendig. Gebed het natuurlik gekom. Weet nie van julle nie, maar party daar, ek en Marita, voordat ons die dag begin het, ons tyd saam met die Here. Op die oggend dan sê ek vir hom, "Sjoe, mooi mens. Vanoggend weet ek nie wat om te bid nie. As sê ek met die Heilige Gees, ek gaan nou net stil bly. Ek gaan praat en dan sê u mag my wat om te bid." Maar baie keer kom daai bid so maklik en ander kere dan sukkel ons daarmee. Die gemeente was 'n plek van veiligheid. En dis wat die gemeente moet wees. Dit moet 'n plek van veiligheid wees. Jy sien, maar iets het verkeerd geloop met die volk. En iets het verkeerd geloop met ons. En die groot woord wat ons maar vanmôre vir mekaar in hoofletters kan sê, verwerping. Want die volk God verwerp. Sê jy dit nie aan? Gaan sê vir my volk, hulle het my verwerp. Almal wat nie die Here verwerp nie. Baie het seer gekry. Baie het stil geword. Baie het hulle onttrek. Jy sien wat, as ek en jy seer kry in 'n situasie, dan onttrek ons van daai situasie, ons probeer ons kyk, en ons onttrek ons van mense, wat daar die Here gebring word, om ons op te tel. Die Here wil nie, ons moet onttrek nie. Sien, die grootste gevaar in ons verhouding met God is nie rebellie nie. Is nie rebellie nie. Dit is die verwaarlosing van ons verhouding met hom. Want dit is so maklik om te sê, nee, ek gaan eerder dit gou doen, of ek gaan eerder dit gou doen. As om stil te raak, dan jy weet, dat die Here wil hê, jy moet stil raak oor 'n kwessie. En jy moet gaan stil sit en luister. Hoor wat die Here sê. Sien, daar is nie die openlike opstand nie. Daar het 'n wegbedryf gekom. En 'n wegdryf van die Here af kom so stadig, dat jy dit nie agterkom nie, maar dat jy die goed wat gebeur van selfspreekend aanvaar. As jy net weer sien, dan is daar maar ander goed wat die middelpunt is, nie Jesus nie. Want hier by hulle, die leiers het aangegaan om te lei. Hulle het aangegaan om na die sinagoges toe te gaan, na die kerk toe te gaan. Hulle het aangegaan met hulle lewe. Maar wanneer daar tye gekom het, wat hulle probleme gehad het, en die priesters nie gegaan om die teenwoordigheid van God te gaan soek nie, dan het hulle begin om hulle eie dinge te doen. En die Here sê vir Jeremia, sê vir die volk, julle het geword soos iemand wat julle eie putte gaan grou het vir julle water, waar ek eintlik die lewende water vir julle is. Ek is die bron van julle lewe, waar julle gaan soek lewe op ander plekke en op ander maniere. Ons vra nie meer die vraag, Here, wat wil U hê moet ek doen? Weet jy, dit is eintlik so maklik om so te begin leef, om 'n leefstyl aan te kweek, dat jy, wanneer jy iets moet doen, kan sê, Here, wat is dit wat U wil hê ek moet doen? Want ek is in die laaste 2 weke gekonfronteer met goed. En ek kon op my eie hand dit hanteer. Maar ek weet wat die uiteinde sou gewees het. Maar ek moes teruggaan na die Heilige Gees toe. Ek moes my gaan heeltemal ontbloot het voor die Heilige Gees en gesê, Here, hier staan ek voor U.
Ek kan nie alleen nie. Wat is dit wat U wil hê ek moet doen? Jy sien nie soos vanmôre, of ek sommer net wou by die huis gebly het. Want die Here wil gehad het ek moet 'n boodskap bring vanmôre. En die Here het 'n boodskap in my hart gesit. Hy leer my. Hy leer my. Hy leer jou. Hy kom gee vir ons daai boodskappe wat ons nodig het. Waarmee vervang jy sekere goed in jou verhouding met die Here? Het jy ook 'n waterkruik waarin jy jou geestelike water wil berg? Waar daar soveel krake is, dat jou kruik leegloop. Want ons probeer almal van ons kruike maak, om dit vol te maak, om daaruit te leef. Ek wil iets met jou deel, so 'n klein laerskoolseentjie, het ek baie by my ouma gaan kuier in 'n plaas van waar Wiewou, daar by die Blouberg. En die Brakrivier het hierdie plaas geloop. Daar is so min water gewees daar. Ek het in my hele leeftyd, ek op daai plaas gekom het, nie een keer gesien dat daar water in daai rivier is. Maar op die plaas se naam was Plaaifontein. In die berg was daar 'n fontein met kristalhelder water. En hulle het uiteindelik 'n dam gebou om hierdie water op te vang. Maar in die rivier het ek baie kere as 'n klein seentjie daar gaan sien, op pakkende blikkies en sandsakke. Want as daai rivier afkom, om hom op te dam om 'n bietjie water op te vang. En dan die volgende keer as ons op die plaas kom, die eerste plek waar toe gaan, is 'n rivier toe, om te kyk of daar water is. Maar daai blikkies en die sandsakke is weg. Jy sien, want as daai rivier afkom, kom hy behoorlik af. Dan vat hy die blikkies en die sandsakke weg. Maar die fontein in die berg, se water was standhoudend. Dit het nie opgedroog nie, is nog steeds in hulle berg. Daar's nou 'n natuurreservaat. Die fontein se water is daar. Jy sien, maar God se fontein droog nie op nie. My en jou fonteine, die manier hoe ons die water wil opvang, droog op. Dis nie blywend nie. Want ons probeer ons eie goed doen. Kom ons kyk, hierdie gaan werk. Ons implementeer hierdie plan om daai probleem op te los. Want is dit ons nie gevra, Here, U ken die oorhoofse prentjie. Wat is dit wat ons hier moet doen? Dis die leefwyse wat ons moet hê saam met die Here. Dit wat ons doen, is dit blywend. Dit waarna ons smag, is dit blywend. Jy sien, dat ons in die reg om na die Here toe te gaan met ons behoeftes, dat hy kom sê vir ons, ek gee vir julle die reg om na my toe te kom praat met my. Kom praat met my. Jy kan met jou eie pa gepraat het, praat met hom. Maar die volk, draai weg van God af, hulle begin ander gode aanbid. Wat is die afgode in ons lewe wat ons aanbid? Ek weet ons het nie standbeelde en goeders waarvoor ons kniel nie. Maar wat is dit wat in jou lewe daar is, wat skeiding bring in jou verhouding met die Here? Jeremia het sy boodskap gaan gee. Hy het met die volk gepraat. Hulle is uiteindelik daarna, is hulle Babylon toe gevat. En kom ek sê vandag vir jou, God se plan, sê om ons Babylon te vat. God se plan is aangeskuif, al klaar, by die opbougedeelte. Waar die volk uiteindelik teruggegaan het deur Jerusalem toe, teruggegaan het om te gaan herbou, teruggegaan het in hulle verhouding met die Here. Dan wil ek gaan na Johannes 4, daar by die put, by Jakob se put. Die vrou, sy stap elke dag daar na my put toe om te gaan water haal. Want Jesus kom met sy disippels en hulle stop daar en hy sê vir hulle, gaan julle so aan, ek gaan hier so bly. Jesus het nie daar gebly nie, hy het geweet wat
hy daar gaan doen. Soos wat God vir Jeremia sê, sê vir die volk, ek is die lewende water wat hulle nodig het Jesus op daai dag daar gaan sit. En soos in die tyd van Jeremia, die woord van die Here het tot my gekom, gebeur presies dieselfde ding met hierdie vrou. Die woord van God het na toe gekom. Die woord van God kom na hierdie vrou toe. En sy is 'n vrou wat al baie stukkende waterkruike in haar lewe gehad het. Sy lewe in skaamte. Sy dra teleurstellings in haar. Sy dra geestelike dors. En Jesus op hierdie plek, wat so 'n belangrike plek eintlik is in die geskiedenis van die mensdom, die volk en in ons, want daar by hierdie put, kilometer of 2 dae lank, daar het God sy belofte aan Abraham kom gee, dat Abraham 'n groot nasie gaan word, en dat God die land vir hulle gee. Dat God kom sê, ek gee vir julle 'n nuwe grondgebied, om my te kan aanbid. Groei in julle verhouding met my. Groei in hierdie grondgebied, wat ek vir julle gee. Staan op daai selfde plek, waar Jesus hierdie vrou ontmoet, en sy praat met hom oor gebed. Sê, Here, my voorvaders het op hierdie berg gebid. Sy het verwys na hierdie berg by Shechem. Sê, maar nou is die was met na Jerusalem te gaan om daar te gaan bid. En Jesus gee vir haar antwoord. En hy gee vir haar dieselfde antwoord wat God vir die volk gegee het in Jeremia se tyd. As jy van hierdie water van hierdie put drink, wat deur 'n mens gegrou is, die Jakob het hom gegrou, gaan jy aan mekaar bly dors word. Maar as jy die water drink, wat ek vir jou wil gee, sal jy nooit weer dors word nie. Jesus kom bevestig die belofte van die Ou Testament op daai plek. Die belofte van lewende water kom breek hy oop vir hierdie vrou. En sy verstaan dit. Sy verstaan haar wegbreek van die Here af. Sy verstaan haar gaping wat gekom het tussen haar en die God wat sy aanbid. Sy verstaan dit, en sy gaan, sy groep die mense. Hy weet, hy ken my, hy ken ons, en ek sê dieselfde ding vir jou vanmôre. God ken jou, Jesus ken jou, die Heilige Gees ken jou. Hy is elke oomblik daar. Hy vat nie sy oë weg van jou af nie. Al is daar die tye wat ek droog maak, vat hy nie sy oë weg van my af nie. Want hy het sy Godsplan vir my en jou. Hierdie vrou, wat haar eie lewe gelei het, wat 'n lewe wat totaal nie mekaar het, luister na die woord wat na haar toe kom. Want vir haar het die woord lewendig geword. Jesus, die woord, het lewendig geword vir haar, en sy ontvang 'n vloed van lewende water. Soveel, dat sy daai water laat uitvloei, na die om haar. Ek wil vanmôre vir jou vra, jou Bybelstudie, jou verhouding met die Here, die manier dat jy omgaan met die woord van God, doen jy dit net vir jouself? Doen jy dit net vir jouself, of doen jy dit doelbewus, sodat die nageslag wat kom, deel kan wees daaraan? Is die woord van God in jou, so in jou, dat het blywing gaan wees, dat het nie die krake gaan uitval nie, sodat die nageslag
na ons ook hiervan gaan gebruik. Die sê, dis God se plan vir ons. Dis wat hy met ons wil doen. Hy wil oorvloediglik vir ons lewe gee. Hy wil oorvloedig vir ons hierdie lewende water gee. Sodat ons 'n impak daarmee kan maak. Sodat ons God kan verheerlik daarmee. Ek het daar van die plaas af 2 kleipotte. Want my ouma se bure was die stam wat bo op die berg gebly het. En my ouma en my oupa het 'n baie oop verhouding met die mense gehad. Hulle het 'n mooi naam vir haar gehad. Ek kan nie die naam onthou in Wendang nie, maar sy het bekend gestaan as die vrou wat help met genesing. Want as hulle siek geword het hulle na die plaas toe gekom. Wat ouma gehelp. En die stamhoof het hierdie 2 pragtige klein potte my ouma gegee as 'n geskenk. We staan in my kantoor, wat deur die jare met die trekkery oral van almal, het die een pot die krake ingekry. En terwyl ek my boodskap voorberei het, kyk ek na die 2 potte. Die een is nog presies net soos wat hy gemaak het. Die verf het al bietjie begin verdop. Maar die ander een, weet ek, moenie hom eens optel nie. Moenie hom eens optel nie. Die krake is al bietjie erg. En ek het al vir iemand wat met die goed werk gevra, weet jy hoe dit reggemaak kan word? Die moet maar in die een maak. So ek sit fisies met 'n gedeelte kry, en dit een wat reg is. En elkeen van ons, ek en jy, sit met 2 krinke hier in hierdie gebou vanmôre. Ons het 'n gekraakte kruik, en ons het 'n heel kruik. Ek wil vir jou vra, dat jy 'n besluit neem vanmôre. Nou ek weet dit is moeilik. Ek weet dit is baie moeilik. Ek wil vir jou vra, los jou gekraakte kruike. Los dit agter jou. En stap vorentoe met die hele kruik. Stap vorentoe met Jesus. Stap vorentoe met die Heilige Gees. Die kruik wat nooit leeg word. Want as die woord na ons toe kom in die Ou Testament uit, en ek wil gee vir ons in die Nuwe Testament presies dieselfde boodskap, dan moet ek en jy luister na hierdie boodskap. Ons moet luister na hierdie woord. Want dit is 'n woord wat ons lewend maak in ons lewensvolg. Ek wil begin klaarmaak. Jesus sê vir haar, drink hierdie lewende water. En Jeremia kom sê, julle het die fontein verlaat. Jesus sê, hier is ek. Ek is die fontein. Ek wil vanmôre vra dat ons as gemeente dit saam doen. En as ek vraag, dat ek en jy vanmôre moet antwoord. Die vraag is nie of ons gebreek is nie. Die vraag is, sal julle terugkeer? Sal julle planne verby die Here kom gee? Sal julle toekoms vir my die Here kom gee? Om dit wat julle doen, dit wat hier moet plaasvind, in lyn te bring met dit wat God wil doen. En hy sit en kyk. En hy gaan nie ophou om vir my en jou te kom sê, kan jy onthou? Weet julle, dit is so lekker, gaan huis toe en praat in die gesin met mekaar, spandeer 'n bietjie een aand tyd, los die televisie en vra vir mekaar, kan jy onthou? Kan jy onthou? Dit is so lekker, ons doen dit baie keer. Kan jy onthou? Ja, kan jy onthou daar? Die Here kom vra vanmôre vir jou, kan jy onthou? Want ek vir jou aan die kruis gekry. Kan jy onthou wat ek vir jou gedoen het, sodat jy klaar maak hier op aarde,
saam met my in die paradys sal wees. Ek wil gebed bid vir ons gemeente vanmôre, maar ek wil vir jou vra, dat jy asseblief saam met my sal staan. En dat jy in jou hart, met volle oorgawe, hierdie gebed saam met my sal bid. Here ons God, U is die bron van ons lewende water. Ons kom vandag na U toe, nie om voor te gee nie, maar met oop hande en met eerlike harte, Here. U sien die gemeente. Here, U ken ons geskiedenis, U ken ons vreugdes, maar Here, U ken ook ons seer. Here, waar jy dit gebreek, trouwens is geskenk, woorde gewond, stilte, en afstand geword. Here, ons het dors geword, dors na veiligheid, dors na die waarheid, en Here, ons het dors geword na U teenwoordigheid. Here, vanmôre, ons wil nie net ons sondes kom bely nie, Here, ons kom bely die pyn ook. Ons bely ons moegheid. Ons bely dat ons soms ander dinge vertrou het, meer as U, menslike strukture, leiers, beheer, Here, ons selfs net oorleef het. Here, vergewe ons, waar ons U, die fontein van lewende water, verlaat het. Vergewe ons, waar ons gebreekte waterkruike probeer regmaak, sonder U. Maar Here, vanoggend wil ons kom dra. Kom herstel ons, Here. Kom genees wat gekraak het. Kom maak weer heel, Here, wat verbrokkel het. Here, kom vul hierdie gemeente weer met U Gees. Laat lewende water weer vloei. Here, deur ons gebed, deur die waarheid van U woord, deur nederigheid, deur liefde. En Here, kom herbou nie net vir vandag nie, maar ook vir die geslagte wat nog hieruit moet kom. Laat hierdie gemeente 'n veilige houer wees met U teenwoordigheid, 'n plek waar lewe bewaar word, waar geloof kan groei, en waar mense weer kan vertrou. Deur vandag plaas ons alles in U hande. U alleen is ons bron, 'n bron wat nooit opdroog nie. Here, vanoggend bring ons hierdie gebed na U toe. In die naam van Jesus, wie ons lewende water is. Dankie Here, dat U moeite doen met ons. Dankie dat U ons liefhet, en dankie dat U ons help om liefde uit te leef. Here, ons vra net vandag, verander ons, herskep ons, herbou ons, sodat U naam groot word uit elke ding wat in hierdie gemeente gebeur. Amen.